Wat is werk? Dis 'n kathedraal van tyd. Ons bou kathedrale met klippe, God bou kathedrale met tyd. As daar nie tyd is nie in my lewe nie, dan bou ek mure. Ek bou mure in my gesin, ek bou mure in my vriendskappe, ek bou 'n muur teen God. Our deepest identity is not worker or producer, but to be loved by God. Above all, trust in the slow work of God. We are quite naturally impatient in everything to reach the end without delay. We should like to skip the intermediate stages. We are impatient of being on the way to something unknown, something new. And yet it is the law of all progress that is made by passing through some stages of instability, and that it may take a very long time. And so, I think it is with you. Your ideas mature gradually. Let them grow. Let them shape themselves without undue haste. Don't try to force them on, as though you could be today what time, that is to say, grace and circumstances acting on your own goodwill, will make of you tomorrow. Only God could say what this new spirit gradually forming within you will be. Give our Lord the benefit of believing that His hand is leading you, and accept the anxiety of feeling yourself in suspense and incomplete. Wat kry die mens dan vir al sy moeite en geswoeg onder die son? Al sy dae smart, sy werk is kommer, selfs nags vind sy gedagtes nie rus nie. Ook dit is te vergeefs. Dit is 'n gawe van God as iemand eet en drink en die goeie geniet van al sy arbeid. 'n Handvol rus is beter as 2 hande vol geswoeg en gejaag na wind. Goeiemôre, dit is baie lekker om saam met jou te kuier. Ons praat oor werk op die oomblik. Kom ons skop af met die Prediker. So in Prediker 2, hy's bietjie negatief en hy vra waar al die moeite en gesukkel en goed en ek worry en selfs in die nag dan hardloop my gedagtes my is net gejaag na wind. Goed, ek dink dan slaap hy bietjie, hy voel bietjie beter en dan kom hy in Prediker 3 dan sê hy, dis 'n gawe van God. En ons moet drink en die goeie geniet van ons arbeid. Hy voel bietjie beter en dan het hy seker weer 'n slegte dag. En dan kyk hy so na sy 2 hande wat werk en dan sê hy 1 handvol rus is beter as 2 hande se gejaag na wind. So hier's 'n paradoks. En die Bybel wil dit vir ons gee. Werk kan jou seën of werk kan jou vervloek. En ongelukkig, ons maak nie baie van hierdie een nie. Want ons te kultuur
wat eintlik harde werk aanbid. Dit is 'n statussimbool in ons samelewing. Dis die enigste verslawing wat ons aanbid. En hierdie kant, die negatiewe kant, in die Bybel help ons om te verstaan, maar wat is die prys wat jy betaal? Jou liggaam betaal het, jou siel betaal het, jou gees betaal het, jou denke betaal het. Dis wat hierdie ou sê, in Prediker 2, sê ek's nou van die werk af, maar weet jy wat, my gedagtes is gevange. Hy sê selfs, snags vind sy gedagtes geen rus nie. Ek word oorgeneem. Nou, hoekom gebeur dit? So Roger Ebert, hy sê, I have filled my life so completely that many days there's no time to think about the fact that I'm living it. So, I filled it. Dit is soos 'n vergryping. Dit is soos brassery, te veel eet. Die woord daarvoor is hepsig. Hepsig beteken 'n brandende begeerte om iets te hê. Vraag is, wat wil jy hê deur jou werk? Wat is dit wat jou dit laat doen? Wat is die brandende begeerte na die lewe of na 'n ervaring? Dit wat jy soek. En wat is dit wat jou meer laat doen as wat tyd vir jou toelaat? Nou sê die prediker, met die goeie geniet in jou arbeid. Nou wil ek vir jou vra, wat is goed? In ons koppe is dit geld. So as ek vir iemand sê, hy het 'n goeie werk, dan bedoel ek eintlik hy verdien baie geld. En wat sal geniet wees? Die Here wil hê dat ons hierdie lewe in oorvloed, maar beteken geniet hierdie utopia van 'n hedonis. Die hedonis is 'n ou wat plesier aanbid. So asof Adam en Eva in die paradys hierdie eksotiese lewe gehad het, op die strand lê, uit 'n kokosneut, organiese sappie drink, die voeltjies name gee, en hulle is so teenwoordig vir mekaar. Is nie dit nie. Genesis 2 vers 15 sien met bewoon, bewerk, bewaak. Daai woorde wat Jodig bly, die een is werk, en dan die ander een is kultiveer, oppas, herstel, kyk na die skepping. So enige Jood sal vir jou sê, daar's twee goed. Hoe God aan werk dink. Nommer 1, jy moet soos God werk. Hy werk en hy rus. En toevallig, is nie omdat hy so hard gewerk het dat hy rus nie. Hy het uit die rus uit geskep. Selfs Genesis 1, die eerste skepingsverhaal, en daar was stilte. En die gees van God geso, en dan praat hy. Daar is die patroon. So, daar was 'n rabbi Eliezer en sy student, kom na hom toe, en die rabbi vra van, maar wat is so dringend, dat jy op 'n rusdag moet werk? En hy sê, maar, ek bou 'n toekoms vir my gesin, ek is bekommerd oor hulle. Sy antwoord is, jy bou mure, maar vernietig brûe. Rus is nie die onderbreking van jou werk nie, dis die rede waarom jy werk. So, mure en brûe sou betekenisvol gewees het vir die student. Daar is 'n ander rabbi, Abraham Heschel, wat gesê het, wat is werk? Dis 'n kathedraal van tyd. Ons bou kathedrale met klippe, God bou kathedrale met tyd. So, as daar nie tyd is nie in my lewe nie, dan bou ek mure. Ek bou mure in my gesin, ek bou mure in my vriendskappe, ek bou 'n muur teen God. Hy het so 'n dun boekie in 1951 gepubliseer oor die Sabbat, waar hy sê, die mens is nie 'n bouer van ruimte nie, die mens is 'n bewaarder van tyd. So, en wanneer ons tyd respekteer, en wanneer ons werk vanuit 'n diep plek van rus, dan kom daar brûe na die ewigheid toe, na die onverwagte toe, na heling toe. Eerder as ek hardloop my vas teen 'n muur, en ek stoot teen mure, jy gaan net uitgeput word, jy gaan brand. En ek sien dit baie met mense wat so hard werk, jy sal die muur voel as jy 60, as jy 70, as jy 80 is.
dan loop jy in 'n donker kant waaroor God passievol praat en voel. So werk jy, so rus jy. So jy werk en jy werk nie, dis hoe jy werk. En dan in twee plek waarvoor, so in hierdie woord bewaak, oppas. Ek het so ruk terug 'n Joodse seremonie gedoen en hulle moes toe 7 blessings gee en die ma staan toe op en sy sê vir die kinders, ek wens vir julle tikam olam en die trane rol so terwyl sy het sê. Dit beteken repair the world. Dis terug na hierdie woorde met die opdrag van alle werk is, maak gesond. Pas hierdie wonderlike aarde op. So, dis belangrik. Jou werk is nie 'n doel nie. Jou werk is 'n middel tot 'n doel. Hoe heel jy hierdie earth community? Hoe staan jou werk in diens van dit? En ek dink die rede hoekom dit vir die Here so belangrik is, want dit gaan jou help om jou van jouself te verlos. Want daar's soveel psigiese behoeftes wat ons dryf in werk, wat ons nie eintlik eers kan sien nie. Ek gaan werk toe, want ek het nie regtig vriende in community, so dit word my community. Ek het nie 'n doel en purpose in my lewe nie, nou word my werk dit. Of ek soek net die applaus van my pa wat ek nooit gekry het, so ek werk harder en harder, want dan kry ek die applaus. Of is so lekker om beheer van mens te wees en invloed te hê, en daar's diep, ons kan dit nie altyd eers sien, maar die oomblik, as jy besef, maar jy's eintlik hier om iets baie groters as jouself te dien, as al my ekstra tyd en ekstra ure ingaan, om dit positief te maak, in my ego, is dit 'n ongelooflike swak beleg. Dis wat Jesus sê, maak vir jou skatte bymekaar, waar geen mot of, hy praat van hoe ons lewe, hoe ons werk, hoe ons gee, hoe ons omgang met goed in hierdie lewe. So, dalk net om af te sluit, sê, wat kan my help om reg te werk? Want die probleem is, ek spandeer die meeste tyd in my hele lewe wat ek wakker is, gaan ek by die werk wees. So dit behoort vir ons iets te sê, dat die hoofweg, dat die snelweg na God toe, 'n ervaring met God, is jou werk. En ek dink nie die Here is hierdie tiran of egoïs wat jy elke oomblik jou bewuste aandag moet opeis, terwyl jy sukkel, terwyl jy worry, terwyl jy hartseer, rusteloosheid, angs en bekommernisse. Ek dink dis nie dit nie. Dis net, hoe word dit 'n plek waar God my kan ontmoet? En ek wil miskien net 2 goed doen. Dink in die eerste plek, onthou jy bring jouself in jou werk toe. So jy is nie 'n werk nie. Ons wil altyd ons werk verander, maar hoe kom jy in? So Ronald Rolheiser sê dit mooi. Hy sê, our deepest identity is not worker or producer, but to be loved by God. Dit is nie 'n werk nie. Jy, voordat jy sê prokureer of wat ook jy sê, moet jy eers kan sê, ek is 'n geliefde, en dit bring ek na die prokureur toe, of na die dokter toe, of dit is groot verskil. Luister wat sê die Talmud. Hy sê, groot is werk, want dit bring eer aan die werker. Werk het 'n inherente waardigheid, ongeag jou status. Ek sal nooit vergeet, in my eerste gemeente het iemand hulle werk verloor. Hy was bestuurder en direkteur, en toe kry ons ander werk van hom, sê nie, hy is benede hom. Hy doen nie so werk nie. En ek sal nooit vergeet, ek was baie jonk, was my toonus vir hom, sê, Morie, die werk maak nie die man, hè. Sê eintlik anders toe. En is presies wat die taal moet sê.
En dit beteken ook dat ek totaal los is van 'n status of 'n rol, dat my werk iets heeltemal anders is. En die vraag is dan nou, hoe kan ek se geliefde ingaan? En die ding is, jy moet jou herinner daaraan, want ons almal beweeg weg van dit. Ons almal beweeg eerder na 'n plek toe, dat ek my geliefdheid kry, omdat ek so goed is in my werk, dat ek my geliefdheid kry, omdat ek so baie, dat ek ander mense kan help, omdat ek, hoe val ek in die diepste wete, dat ek is 'n beminde van God? En Dion het verlede keer gepraat oor, ons werk nie eintlik vir die Here nie, ons werk met hom. En is in die met, en om met hom te wees, wat jy dieper en dieper bewus gaan word, van hoe lief hy jou het. Is so naby, is nie 'n kopding nie. Ek kan dit nou vir sê wat doen dit. Gaan na die plek toe, waar jy dit kan voel. Jy kan byvoorbeeld, bid in die oggende, vat jou werksbeskrywing, of vat jou afsprake, ek vat al my afsprake, ek sê, Here, hier is Gert, ek vra vir genade asseblief, ek sien verdien nie, ek vra genade asseblief, en as jy in daai onderhoude of daai plekke gaan, dan dit skuif iets, want op 'n manier word jy dieper bewus van, maar hier is genade, en ek kan staat maak op 'n baie, baie dieper betrokkenheid, insig in my lewe, want ek vra daarvoor, ek bid daarvoor, en dit help my. Ek dink selfs dan, ek wil net afsluit met dit, ons moet leer om te stop, en 'n pause, 'n pause, die woordjie sela in die Bybel is stop, gaan net weer terug en dink daaroor. Was vir my 'n ongelooflike ervaring, want ek ken nie eintlik die monastiese tradisies so, maar ek en Hannelore en Annelies en Enrico was op Volmoed vir 'n klompie dae saam met Rowan Williams, die ou aartsbiskop van Engeland, in 'n retreat gedoen, en daar is 'n orde by Volmoed wat elke dag in 'n ritme sit, so vroeg in die oggend dankbaarheid, dan 9 uur wysheid vir die dag, en dan 12 uur refleksie oor die dag, 3 uur bid vir volharding, en aanhouing, gewoonlik, daai is die moeilike skofte, so kom die ouens in Europa siesta uit, en dan in die aande die vespers weer, en so elke dag van jou lewe het jy die doelbewus. Nou ons is nie monnike maar ons kan wel tye inbou om te stop en net te stop. Wat beteken is, jy werk eintlik stadiger. En eintlik al wat jy doen is, jy herreguleer en herstel frekwensies in jou. En kyk, as die Bybel sê, word deur die Heilige Gees gestimuleer, sê die Amplified vertaling, is dat jy stop net, dat jy gestimuleer kan word deur die Heilige Gees. Mag jy ervaar hoe die Here jou help om bewus te raak van hoe lief hy jou het met dit wat jy doen en terwyl jy dit doen. Mag jy ook ervaar hoe daardie liefde jou werk verander. Hoe jy skoonheid skep. Hoe jy kreatief dinge bymekaar hou. Hoe jy versorg, hoe jy vertroos, hoe jy vashou. Hoe die plek en die saamwees met God in jou werk ook jou werk en dit wat om jou is verander. Kom ons vra die Here daarvoor. Here, dankie vir werk. En dankie dat ons kan wegbreek met U. Om oë te kry, 'n hart te kry, om in 'n dieper bewustheid met U te kan werk. Amen.
Baie dankie vir die saamwees en die kuier. Dit is lekker om vir jou te sien. As jy so voel, dankie ook vir julle ondersteuning. Dan kan jy deur SnapScan ietsie gee. En dan onthou ons, Wendy het geskryf, ons is nou by Bontevlei. In die oggende, dis net so oorkant die Route 44 en baie naby aan ons nuwe plek, net so klipgooi van Rosenvia. So kom kuier vir ons, dis pragtig daar. Dan wil ek net vir jou noem, vanaand in Kaapstad is daar 'n film, 2000 Miles, en dit is 'n ouetjie, Erlo en sy vrou, wat van Kaappunt tot in Angola geloop het, en dan net wat met hulle gebeur het. Dis 'n amazing dokumentêr in die Labia. So jy's welkom om sien te gaan. Geniet die dag.